Dominee Frans Joubert van Leeuwenhoek, wat ek hier praat op 14 Februarie 2026. Baie welkom aan elkeen van die weer eens. En veral diegene wat ons nog nie kennis mee gemaak het. En dit is net so paar. Ons glo en ons weet, ons gaan geseën en gestig word in hierdie oggend. Ons wil net graag genoem dat ons graag die heilige name van ons God het gebruik, soos wat dit in die oorspronklike Hebreëus voorkom. So wees rustig, ons praat van die God van die Bybel, en dus hy van wie en met wie ons praat. Nou ons thema is waarheid. Ek het 'n ander boodskap gehad en maandagoggend in die oggendure. Die sê Vader praat oor waarheid. Kom ons bid saam. Abba, ons nader tot U, ons hemelse Vader, in die naam van Christus, Jesus, oftewel Messia Yeshua. Ons aanbid U en ons eer U. Ons loof en prys U en ons buig in dankbaarheid vir U. Ons is dankbaar eerstens vir U groot liefde, wat U aan ons bewys het op Golgotha, vir U bloed wat ons oordek en al ons sondes en ongeregtighede en selfs tekortkominge uitwis. Ons is dankbaar vir U goedheid en guns, wat U ons mee omring en wat ons volg en ons oordek. Dankie dat U ons nader trek aan U toe met U liefde en U genade, sodat ons in U teenwoordigheid kan leef. En dankie dat ons in U autoriteit kan werk in U koninkryk. Help ons asseblief in ons ongeloof en skenk ons asseblief U wysheid en U geloof. Amen. Ons gesels vanmôre oor waarheid en dan wil ons so 'n paar stellings maak en ook enkele vrae vra. Ons lees in Johannes 14 vers 6. Jesus, dis Yeshua, antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Interessant dat die getal 14 in Bybelse numerologie of dan getalle leer staan vir redding. En ons weet, die 6 is die syfer van die mens, van die Adamiet. Nou hierdie teks konstateer dat die Messia is die waarheid. Daar het 'n baie sterk gedagte by opkom. Hy is nie 'n halwe waarheid. Hy is nie 'n kwart waarheid. Hy is nie 'n stukkie van die waarheid nie. Hy is die volle waarheid. En die waarheid wat volkome mens kan word. Hy het nie 'n halfpad mens geword. Hy het volkome mens geword. Kolossense 2 vers 9 bevestig dit, want in hom, dis Yeshua, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Vir my eintlik 'n verwysende gedagte. Dat die Elohim van die heelal, wat alles geskaap het, kan homself in 'n mens kom plaas. Terwyl ons praat van syfers, die syferwaarde daar wat ek net vir u gegee in pers, is dit teruggaan. Ek is die waarheid. Sy gematria, sy syferwaarde is 888. En dis ook die syferwaarde van Yeshua in Grieks. So dis gelyk op mekaar. Ek is die waarheid. En dit waar elke letter, net vir die wat nie dit ken nie, in Hebreëus en die Griekse alfabete, so syferwaarde is soos in Grieks, alfa is 1, beta is 2, gamma is 3, delta is 4, epsilon 5, ensovoort. In die Hebreëus, alef is 1, beth is 2, gimel 3, dalet 4, waarvan en so aan. Nou hierdie teks is baie belangrik, dat dit vir ons uitspel dat die volheid van Elohim in Yeshua Messia is. Dat Yeshua net so Elohim is, as Yahweh die Vader, en as Yahweh die Heilige Gees. Eendag meer breedvoerig hieroor. Wat sou hy van elkeen van ons verwag? Dus naamlik om in die volle waarheid te leef. In die volle waarheid te wandel. Ons self met absolute waarheid besig te hou. Jy kan nie 'n stukkie nie waarheid hê nie. Eerstens, ons moet ons besig hou met Messia, soos gesê, want hy is die waarheid. En wat is die waarheid oor sy naam, byvoorbeeld? Was hy, soos in ons Bybels invertaal, ooit toe hy op aarde kom wandel het, Jesus of Here genoem?
Nee. Of God, glad nie, nooit nie. En die waarheid is dat sy aardse moeder hom, en die moeder het hom in opdrag van die engel Yeshua genoem. En almal van ons weet, dit beteken Jahwe wat verlos. Baie van die ken dit al baie goed. So ons moet hierdie waarheid besef en dit verstaan. Ons moet waarheid absoluut najag, dit naspeel. Want anders is ons besig wat nie die absolute waarheid is. Dalk met oorlewering, dalk aan 'n gewoonte. En daar staan dat geloof alleen behaag Elohim. En dit is in Hebreërs 11:6 vir die wat wil handtekeninge maak en wat opsoek. En is ek is ook baie seker dat hy soek waarheid by ons. En dat ons besig sal wees met waarheid. En wat het gaan oor die naam wat hy graag genoem wil word. Nie wat ek en jy wil, maar wat sy aardse moeder hom genoem het. Terloops, daar's omtrent 37 groot waarhede of waarheidleringe in die skrif. En dit gaan oor kernbegrippe waarvan ons vandag net so 'n paar netjies gaan noem en oor praat aan ander. Soos net genoem, so 'n klein ietsie oor die naam. En dan is daar die wese van die godheid, identiteit, uitverkiesing, doop, noem maar op, daar's baie. Nou nog 'n stelling, waarheid is nie relatief nie, dis 'n absoluut. Wat bedoel ons daarmee? Waarheid is nie dalk dit, of miskien dat nie, of amper iets nie. Dis iets baie spesifieks. Dis absoluut exact, dis baie presies. En ons kan en mag nie waarheid so 'n bietjie buig nie. Ja, dit is lekker. Ek het 'n pel gehad, hy het gesê, I follow the straight way. Nou, bedaai vir jou so. Nee, dit is nie reg. Waarheid is regheid. Ons mag nie die waarheid buig nie, ons mag nie die waarheid verander nie. Dan is dit onwaar en dan is dit 'n leuen. En weet jy, dan is ons eintlik met die Satan besig, want hy is die vader van die leuen. 2 Tessalonisense 2 vers 9 sê, dat die Satan sal ons mislei met die wonders van die leuen. Want hy is die vader daarvan. Ja, en hy is baie besig in hierdie eindtyd om baie te mislei. En hy sê, hy sal tekens en wonders gebruik daarvoor. So jy moet baie versigtig wees. Ons word vervreem van ons skepper-verlosser deur dit te spreek wat hy nie graag wil hoor nie. En hy wil graag seker goed hoor. Ek self moet bieg. Ek was salig onbewus vir baie jare om sommer 'n klomp leuns te glo, sonder om navraag te doen, sonder om self 'n bietjie dieper te delf en self die Bybel te bestudeer. En ek was verblind deur baie mense se sê goed, baie goeie mense, welbedoeling, meeste van hulle, en baie van hulle was self predikante. Ja. En op 'n dag het 'n mens self begin navraag en bevraag. En hy het mense toe op my pad gestuur. Ek kan getuig toe ek vra oor identiteit. Kry ek eendag in die pos so 'n stapel boekies. Stuur iemand dit van sy adres af. Soos die woord gegaan het, hierdie ou wil graag iets leer. En ek het vir 3 maande besig gewees. Wonderlik. Vader stuur dit op jou pad. Hy het baie mense op my pad gestuur wat wonderlike openbarings deurgegee het en die skrifte skielik vir my begin oopgaan. Nou iets anders oor waarheid. Iemand sê op 'n keer, elke persoon het sy eie waarheid. Maar dis eintlik vals. Want jy kan nie 'n ander waarheid hê as ek. Ongelukkig is dit dalk weens kondisionering. Want ons, as jy vir baie jare onder 'n verkeerde teorie, onder verkeerde lerings is, weet jy wat, dan word dit 'n skans. Die Engelse praat van 'n stronghold in jou brein. En jy sukkel om daarvan los te kom. Veral as jy die Bybel nie goed ken of nie self bestudeer nie. Op ligte drank. Dis soos mense wat net glo aan 'n sekere motorkar. Dis net Volkswagen. Dis net Toyota.
dis net Isuzu, of dis net Nissan. Daar is nog baie ander. Nou ja, oor tyd het so ouder, hy moet 'n ander kant loop, of 'n ander kant ry. Nie maklik nie, jy moet eers self in 'n ander boot ry voor jy nou jou oop maak daarvoor. Nou, ek wil vir jy sê, nog meer so met godsdienstige sienings en beskouwings. Dan is dit slegs Gods woord self, saam met sy manifesterende krag en teenwoordigheid, wat waarheid in ons gemoedere vestig. En dan kan net die Heilige Gees jou roog, jou oor verlig en jou oor oopmaak en jou oor oopmaak. Maar ek wil ook sê, daar's 'n mits, daar's 'n voorwaarde. Mits, en ons oop gemoedere het, mits jy wil leer, mits jy wil inneem, mits jy jou wil oopstel vir egte, absolute waarheid en dit werklik soek. En die vraag is, soek ons almal waarheid? Soek wie die volk van ons waarheid? Wie die uitreik netwerk inspirasiesessie van vandag, as 'n soort saamgewoonbyn, is die Bybel ons riglyn en ons verlosser is en bly ons middelpunt. En dis ook vir myself, te soek na waarheid. Nou die waarheid oor eienaarskap. Daar's 'n waarheid wat vir ons elkeen geld, wat gaan oor eienaarskap. En hierdie is 'n baie moeilike en 'n taai een. Die Bybel stel dit, dat God, oftewel Elohim, is die alleen eienaar van alles. Hy is die alleen eienaar van alles. Psalm 24 vers 1 sê, Psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here Jahwe, en die volheid daarvan, en die wêreld, en die wat daarin woon. Levitikus 25 vers 23 sê, dat die grond en die land is syne. En Haggai 2 vers 8 sê, die goud en die silwer behoort aan hom. So alles wat betaalbaar is, behoort aan hom. Psalm 50 vers 10 tot 12 sê, dat al die wilde diere en al die vee is syne. So dit wat ek en jy by mekaar gemaak het, wat ons dink ons besit, is wat hy eintlik aan ons voorsien het. Of wat hy aan ons geleen het, of aan ons toevertrou het, en waaroor ons redeneer geskap het. Niks is myne nie, niks is joune. En dis 'n moeilike besef, dis 'n groot kopskuif om te maak. En met daardie besef, wat ek vir jy verseker, gaan groot veranderinge vir jou kom, wat absoluut positief vorentoe in jou lewe gaan inwerk en gestalte gaan aanneem. Daarom is een van die eerste dinge, as ons in waarheid wil leef, om alles wat ons dink ons besit, aan Vader oor te dra. Jy moet dit verklaar, aan hom, en daardie verantwoordelikheid opneem van rentmeesterskap daaroor, en dit met dankbaarheid aanvaar, dat ons deur sy genade, krag en in sy autoriteit, sal dit bestuur en daarna omsien na die beste van ons vermoë. Want dis syne. Dis nie joune of myne nie. Daar's 'n kerkgroepering in Amerika, as jy by hulle aansluit, dan teken jy 'n titelakte af vir al jou besittings aan die Vader. Ek dink dit is 'n bietjie ekstreem, maar nou ja, hulle doen dit. En dit gaan met hulle goed, baie goed. Elohim is die alleen eienaar van alles. Dit herinner my aan Abraham. Abraham met sy geliefde seun, sy kosbaarste besitter, gaan offer. En toe hy gehoorsaam was en bereid daartoe, het Jahwe 'n plaatsvervanger as 'n ram daar in die bos voorsien. Jy ken die verhaal. En Isak se lewe gespaar, of eintlik gered. Dink bietjie daarna, daai oomblikke daarna. Hoe het Abraham gevoel? Die vreugde na hierdie gebeurtenis. Ek glo hy was 'n absolute vergenoegdheid. Jy kan nie beter voel op daai oomblik nie. Om vergenoegdheid te leer en te ervaar, moet jy dan Elohim erken as die eienaar van al jou besittings. Die skrywer Larry Burkett skryf, wanneer ons
God se eienaarskap erken, word elke uitgawe 'n geestelike besluit. Ons vra nie meer, meester, wat moet ek met my geld doen nie? Jy vra, meester, wat moet ek met u geld doen? En dis 'n totaal ander paradigma skei wat jy moet deurgaan. Wat 'n drastiese waarheid. Nou hierdie bediening van lewende hoop, ons almal probeer dit deurgee. Ons probeer tans sorg vir 'n klompie pensionarisse. Daar's 'n hele paartjies van hulle, van ons eie mense. En ek weet, sonder hierdie bydraes sal hulle krepeer in 'n plakkerskamp beland. En ons help baie volksgenote en ek wens ons kon baie meer help. En daarom moet ons regtig almal arbei in Vader se koninkryk. En daarom moet ons ook die vrymoedigheid om met die oor geld te gesels. Nou daar's die voorreg van rentmeterskap om eienaarskap op te gee is glad nie maklik nie. En dis ook nie 'n eenmalige proses nie. En mense moet eintlik die hele tyd herinner word daaraan dat alles aan die Almagtige Vader behoort en dat ons slegs die voorreg het van rentmeesterskap. En daar's 'n stukkie humor wat ek so in die oplees raak geloop het. Die evangelis John Wesley het lank terug groot oog uitgespreek toe hy terugkom by die huis met sy huis afgebrand, die weerlig of iets het geslaap. En toe sê hy, nou het hy een stukkie minder verantwoordelikheid. Ja, hy hoef nou nie meer om te sien nie. Want die Almagtige se huis het afgebrand. Dis die syne. Ja. En dan die prediker Jim Senef het 'n nuwe motor aangeskaf en met die eerste of die tweede rit dis 'n stampe ou met 'n hengseltyd. Hy sê, meester, ek verstaan nie hoekom jy duik in die nuwe motor wil hê nie. Ja. Nou, wie van ons kan hierdie positiewe perspektief heeltyd behou? Regtig moeilik, hè? Nou wil ek vir sê, Elohim verloor nooit beheer nie. Hy is in beheer, selfs van en in ons moeilikste omstandighede, hy verloor nooit beheer nie. Gaan lees Jesaja 45 vers 6 en 7. Ek dink ons sal dit net op die skerm gooi. Dit verseker ons, dis hy wat lig formeer, as ook die duisternis skep. Dis hy wat heil bewerk en ook die onheil skep. Dis hy wat al hierdie dinge doen. En sien jy hierdie waarheid in en verstaan dit. Waar hierdie land se boere op die oomblik in 'n geweldige, haglike, verpletterende omstandighede is, met die back and close hier, byvoorbeeld, weet dat hy steeds in beheer is. En dat hy kan veroorsaak dat daar dit wat goed is hieruit sal voortkom. Terwyl ons as mens dit nie kan verstaan en begryp nie. Terwyl ons dalk in benardheid verkeer, hy is in beheer. En hy kan dit positief draai. Al is dit vir ons as mense ondenkbaar. Jesaja 5 vers 5 lees, ek is die Here Jahwe en daar is geen ander nie, buite my is daar geen God nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie. Dink net oor hierdie teks. Hy omgord beteken nie net knie nie, dit is regtig vashou. Vers 6, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af, dat daar buite my geen een is nie. Ek is Jahwe en daar is geen ander nie. Vers 7, wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep. Ek Jahwe is dit wat al hierdie dinge doen. Die waarheid is dat Elohim se voorsiening is, dat hy in elke behoefte van ons voorsien. Maar ek wil net hierby laat, dis nie elke begeerte. Elke behoefte. In Filippense 4 vers 19 sê, en my God, my Elohim sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus of dan Messia Yeshua. Dit is Jahwe wat voorsien. En dan is hy Jahwe Here. En hy is absoluut voorspelbaar in sy getrouheid om in ons behoeftes te voorsien. Maar ons kan nie voorspel hoe hy gaan voorsien. Dit is sy eie manier en sy eie wil. En dan ons basiese behoeftes, aldus 1 Timoteus 6 vers 8, het jy dit al raak gelees? Is kos, klere en 'n dak oor jou kop.
Dis waarom hy beloof, hy sal voorsien. Die res is begeertes wat ons het, wat hy nie beloof het om te voorsien. As jy wel sekere dinge doen, en 'n sekere lewe lei, dan vervul hy tot jou begeertes. Nou in Matteus 6 vers 25 en baie verder lees ons, dat ons nie moet kwel wat ons sal eet en drink nie, of aandrink, want hy weet wat ons nodig het. Maar hy wil graag hê, jy moet hom vertel. En dan is daar 'n voorwaarde dan by Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God of Elohim, en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. En dan is daar 'n algemene waarheid, waarmee ons gaan afsluit, as die realiteit van die lewe. Iemand sê eergister, of die dag voor dit, hy is so dankbaar vir hierdie ekstra dag, wat bygevoeg het in sy lewe. En skielik slaan op my, weet jy wat, dis eintlik 'n dag minder in jou lewe. Want môre is 'n belofte, maar vandag is die enigste werklikheid wat ons het. En daarom raak ons keuses al hoe belangriker. Waarmee hou jy jou besig? Waarom spits jy jou aandag toe? Wat laat ons toe in ons ruimte om ons, né? Waaraan hou ons vas? En wat los ons, of wat laat ons los? Wat los ons uit? Hoe spandeer ons tyd en waarmee is ons besig met waarheid? En hierdie behoort nie 'n somber gedagte te wees nie, né? Maar eintlik bevrydend. Dis een dag minder voordat jy by Yeshua is. Dit kom al nader aan jou. So jy moet daai bevrydende gedagte sien, né? En daar gaan ons met wysheid en dankbaarheid vorentoe. En dan kies ons waarheid, absolute waarheid, bo alles. En die waarheid, wie Yeshua Messia is. Maar ons buig voor U as ons Skepper Verlosser, en ons dankbaar dat U die waarheid is. Waarheid vir elkeen van ons, as ons koning wat weer gaan kom op die wolke. Wil U elkeen van ons help om derentyd waarheid te soek in alles en waarheid uit te leef tot U eer en verheerliking. Vul ons asseblief so tot oorlopends toe met U Heilige Gees, Jaloog, dat ons in oorwinning U koninkryk sal bevorder, sodat U sal byvoeg tot die gemeente, diegene wat aan U behoort en aan U wil behoort. Open asseblief die ore en oë van ons volksgenote wat hier by U behoort. En dankie dat U ons toerus tot die taak en roeping wat U vir elkeen van ons het. Amen.